Baie dankie Aiden. Dis vir my so groot voorreg. Eerstens geseënde Kersfees vir julle almal. Dis so groot voorreg om vanoggend hier te wees om die woord van God met julle te kom deel. Maar dis nie net 'n algemene sê ding van dis 'n groot voorreg nie. Dis 'n groot voorreg vir my om dit hier te kan doen. Jy sien, hierdie is die omgewing waar my lewe, my passie vir bediening, waar ek die Here passievol begin volg het, waar ek hom passievol begin dien het, was in hierdie omgewing. Hierdie omgewing is waar ek en my vrou ons lewe saam begin het. Hierdie is die omgewing waar ons dogtertjie gebore is, nie hier nie in Medikliniek, maar hierdie was die omgewing waar ons was. Hierdie is die omgewing waar ons mense soos 'n Aiden en 'n Neil, Aiden is al van die begin af van my journey deel van dit, sy en haar vrou, sy en haar man, is deel van ons journey, en so baie ander mense. Ek weet nie hoekom die Here vir Jaco Eisele so vroeg wegvat uit my lewe uit nie, maar ons sal later daaroor deel, maar so baie mense het God in ons lewe gesit, wat ons lewe verander het. En hierdie is die omgewing waar my lewe verander het, en so graag soos wat ek wil kom sê, dit is as gevolg van my gehoorsaamheid, as gevolg van ek wat hierdie passievolle Christen was, wat gekom het en God gesoek het, en daarom is ek vandag waar ek is, en daarom het ek gegroei in my geloof, kan ek dit nie doen nie. Want jy sien, alhoewel ek in hierdie omgewing God passievol gesoek het, was die tafel reeds vir my gedek. Elke omgewing, elke persoon, elke mens is in my lewe gesit, sodat ek die liefde van God kan ervaar. En ek dink, dit is wat op die dag van Kersfees, kom herinner dit my aan so 'n omgewing. Dis 'n omgewing, dis 'n tyd waar ons celebrate, waar ons die mense in ons lewe celebrate, waar ons is in ons lewe celebrate, ons vier fees, ons koop geskenke, en dit is net lekker. Ons eet skaapbout. Maar dan kom ons tot die besefing dat die diep herinnering wat Kersfees vir ons bring, is die herinnering dat daar iets groter is, dat daar iets beters is, dat daar iets meer eg is as wat die wêreld vir ons kan bied, en dis Jesus. En soos Aiden nou gesê, die skepper van alles, die God van hierdie wêreld, het agter jou aangekom, daar's nie 'n lekker woord vir my vir persoon, julle gaan hoor, ek gebruik gewoonlik so 4 woorde om net die woord pursue te beskryf, dis na ons soek, ons nader, maar ons pursue deur uit sy plek uit te kom, en in ons gebrokenheid, ons te kom ontmoet. In ons gebrokenheid kom wys hy vir ons sy onvoorwaardelike liefde, hy kom wys vir ons wie hy is, hy kom wys vir ons wie ons vir hom is. En ek wil vanoggend net vinnig, laat ons kyk na die storie van die wyse manne, die wyse manne wat op reis was. So as jy wil, kan jy jou Bybel oopmaak by Matteus 2 vers 1, en ons gaan so 'n bietjie tot by vers 16 werk. Ek gaan dit nie heeltyd, ek gaan nie spesifiek dit net lees nie. Ek wil graag die storie net vertel van die wyse manne, hierdie wyse manne wat op reis was, wat op soek was na iets beters. Sien, die wyse manne was nie Jode wat 'n deel van God se volk was, hulle was van die ooste af, hulle was buitestanders gewees. Hulle was soekers. Hulle was hierdie geleerdes gewees wat die sterre geken het, sterrekundiges. Hulle het antieke geskrifte het hulle bestudeer, profeseë. Hulle was konstant op hierdie avontuur, op hierdie reis, om te soek na dit wat daar is in hierdie lewe, wat beter is as dit wat die wêreld ons kan bied. En soos julle weet, het hulle die ster gevolg, hulle het die ster gesien. Nou, ek vra altyd die vraag, hoe het hulle geweet hulle moet daai ster volg? Nou, hulle het die ruimte geken, die sterreryk geken. So as daar 'n ster uit plek was, sou hulle dit definitief agtergekom het. En dan is daar ook 'n profesie in Numeri, wat ook 'n man uit die ooste uitgegee het, dat daar gaan 'n ster, dan praat hy van hierdie koning wat gaan kom, en hy noem hom 'n ster. So hulle was bewus van wat aangaan, en hulle het hierdie ster gevolg, en in Matteus 2 vers 2, dan kom hulle met hierdie vraag wat hierdie stad skud.
Hulle sê, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys en hulde te bring. En hierdie vraag skud daai stad. Dit skud vir koning Herodes. Jy sien, dit was in die tyd van koning Herodes, 'n baie wrede, selfsugtige en 'n trotse koning. En dit ruk hom, want wie is hierdie koning wat nou sy troon van hom af wil kom wegvat? En in Matteus 2 vers 3 sien ons, hy sê, toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Jy sien, koning Herodes was ontstel, nie omdat hy omgegee het oor sy mense nie. Hy was ontstel oor hy sy troon wil behou. Hy het sy troon so lief gehad, hy het ewen sy vrou en sy kinders doodgemaak al, om sy troon te bou. Jy sien, hy het reageer uit 'n plek van trots, uit 'n plek van vrees van wat hy gaan verloor. En dan kom hy en hy roep sy godsdienstige mense bymekaar en hy kom en hy sê vir hulle, luister so, waar moet hierdie kind gebore word? Waar is dit? En hulle in Matteus 2 vers 6 dan herhaal hulle die woorde van die profesie uit Micha uit. Wat sê dit gaan Bethlehem wees. Hy gaan in Bethlehem gebore word. En dan roep koning Herodes hierdie wyse manne nader. Want hy weet hulle is op soek na hom en hy sê vir hulle, baie nederig, baie subtiel sê hy vir hulle, wanneer het hierdie ster verskyn? En dan vra hy vir hulle, gaan soek hom. En as julle hom kry, kom rapporteer by my, want ek wil ook hulde bring aan hom. Ek wil ook my eerbied aan hom bewys. Maar jy sien, duidelik reageer hy uit 'n plek van vrees, uit 'n plek van trots, nie uit 'n plek van aanbidding nie. En dan gaan die wyse manne aan en hulle volg die ster tot by Jesus. En ons sien dat God kom waarsku die wyse manne om nie terug te gaan na Herodes toe nie. Jy sien, God het nog steeds beheer van hierdie hele situasie. En God waarsku hulle, moenie teruggaan nie. En dan lees ons wanneer hulle by Jesus kom, dan is hulle vol vreugde. Waar koning Herodes ontsteld was en hy stuur eerder sy soldate uit. In Matteus 2 vers 16 stuur hy eerder sy soldate uit om al die babas van 2 en jonger moet doodgemaak word. Maar God laat dit nie toe nie. En dan sien ons hierdie wyse manne wat aanhou soek, aanhou toelaat dat hierdie ster hulle volg. In nederigheid volg hulle hierdie ster tot by Jesus. En Matteus 2 vers 11 sê, hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Die Engelse vertaling sê, they were overwhelmed with joy. En daarna het hulle geskenke uit hulle reissakke oopgemaak en vir hom gegee. Jy sien, toe hulle Jesus vind, toe hulle uiteindelik dit wat hulle na op soek was, toe hulle dit vind en dis Jesus, toe hulle oorweldig met vreugde en hulle buig en hulle kniel voor hom en hulle gee vir hom geskenke. Nie omdat God dit van hulle vereis het nie, maar omdat hulle daartoe gelei is uit liefde. Nie hulle liefde aan God nie, maar God se liefde aan hulle. Jy sien, God kom ontmoet hulle op hulle reis. Hy wys hulle die pad na die koning toe. Hy wys hulle die pad na Jesus toe. En in hulle nederigheid ontmoet hulle Jesus. Sien, sommiges van ons is soos koning Herodes, ons vrees so baie wat Jesus van ons gaan kom wegneem wanneer hy in ons lewe is. Maar sien, die wyse manne, hulle reageer uit die plek uit dat hulle aanbid hom, hulle wil hom volg vir dit wat hy vir hulle kan gee. En dan in hierdie avontuur waar ons en hulle op soek was na God, op soek was na die koning, kom hulle agter toe hulle hom gekry het en hulle beleef hierdie vreugde, kom hulle agter dat God was van die begin af al besig
om hulle te pursue. God was van die begin af in beheer van hierdie plan, sodat hulle sy liefde kan beleef. En ek dink dit is hoekom my storie van hierdie omgewing my kom herinner aan hierdie storie, dat dit was nie ek wat goed gesoek het, toe kry ek God nie. Dis nie ek wat 'n goeie Christen was, toe ervaar ek God se liefde nie. Nee, hy het hier vir my gewag. Hy het my pursue lank voordat ek hom pursue het. Maar hierdie is wat ons moet besef, want hierdie is 'n baie lekker storie om te hoor. God soek na my al voordat ek na hom soek. Maar hoekom doen hy dit? Van watter plek af pursue God jou? En van watter plek af moet ons God pursue? Jy sien, God wil hê dat jy hom moet ken. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. God wil hê jy moet hom ken. Hy wil hê jy moet in sy heerlikheid kan leef. En bo alles wil hy hê jy moet sy liefde ken. Jy moet verstaan hoe groot sy liefde vir jou is. Jy sien, God nader jou, God pursue jou as gevolg van sy liefde. En jy pursue God ook as gevolg van sy liefde. Hoe weet ons God pursue ons? Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jy sien, die ewige lewe is nie die eendag wanneer ons eendag by God is nie. Ewige lewe is wanneer jy jouself oorgee en lewe in die teenwoordigheid van God, lewe in die liefde van God, sy liefde ken. Maar ons sukkel daarmee. So baie sukkel ons daarmee, soos koning Herodes, ons is so bang. Ons is so trots, ons is so bang wat verloor ons wanneer ons oorgee in Jesus se liefde. Maar ek vra hierdie vraag vir myself af, en ek vra, wat as ons 100% verstaan wat hierdie liefde beteken, wat ons het in God? Want ek dink nie ons verstaan wat ons het nie, ons verstaan nie die grootheid, die diepte, die wyte van sy liefde nie. Hoe sal ons lewe lyk, wanneer ons sy liefde ken? En Paulus het dit ook geweet. Paulus het geweet, dis iets waarmee ons sukkel, en hy bid vir die Efesiërs, in Efesiërs, dan bid hy vir die mense, dan sê hy, ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel sal wees. Mag julle begryp hoe wyd, ver, hoog en diep die liefde van Christus is. Mag julle sy liefde ken, 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Julle sien, dit is waarna ons smag. Ons as mens is gemaak om te smag na liefde. En ons probleem is nie altyd dat ons nie God genoeg lief het nie. Ons probleem is dat ons nie die diepte en die gewig van God se liefde ken nie. Sien, ons soek nie hierdie romantiese, nostalgiese liefde wat ons in die wêreld ken van net wat nostalgies is, want dit ons laat goed voel nie. Sien, die liefde waarna ons agter wat ons aanhardloop is die liefde wat ons goedkeur, wat ons aanvaar, wat ons laat behoort, wat ons gesien laat voel en wat geniet word. En daai liefde is onmoontlik tussen mens tot mens. Sien, ons verwag soms om daai liefde wat God vir ons het, ons verwag dat mense ons vol moet maak. Ons verwag dat die om ons, die volheid van liefde, daai gat wat ons het, 100% kom vul, maar sien, dis onmoontlik. Die manier hoe ons lief het, die manier hoe die mens lief het, Tim Keller sê, die manier hoe ons lief het lief sodat ons liefde ontvang. Ons sukkel in hierdie lewe om ons liefde te wys vir ander. Want as jy kwaad is, wil jy nie liefde wys vir ander nie. En ons wil ook hê dat ander hulle liefde konstant aan ons moet wys.
Jy sien ons verwag ook hierdie wederkerige liefde, dat jy moet my so lief het, so lief soos wat ek jou het. En soms sukkel ons, want soms is daar iemand wat vir jou liewer is as wat jy vir hulle is. En dan sukkel ons met hierdie ding dat ons wil altyd hê dat die mense wat ons liefhet, moet gelukkig wees. Die oomblik wat die mense wat jy liefhet mismoedig is, dan is jy mismoedig. En die laaste ding, hoekom liefde in hierdie wêreld ons soms mismoedig kan maak. Kyk, liefde maak jou mismoedig, soms mismoedig, maar as jy nie liefde het nie, dan is jy heeltemal mismoedig. Dan die laaste ding wat vir ons moeilik is, en hoekom liefde ons soms mismoedig maak, is ons sukkel om die mense waarvoor ons lief is, baie te sê vir hulle, te groet. Maar sien in Genesis 15, wat vir my so 'n mooi storie is, en my tyd is te min, maar ek wens ek kon so in diepte in hierdie storie ingaan, maar in Genesis 15 kom maak God 'n belofte met Abraham. En uit hierdie storie uit sien ons dat God se liefde is nie soos mense liefde nie. God se liefde is onvoorwaardelik. Dit maak nie saak wat jy doen nie. God is lief vir jou. Hy het jou eerste lief gehad. Sien, hy druk ook sy liefde perfek uit. Hy het jou nie net lief omdat jy wys jy's lief vir hom nie. Sy liefde verander nie wanneer jy nie vir hom wys jy's lief vir hom nie. Hy het jou konstant lief. Selfs al het jy hom nie lief nie, het hy jou steeds lief. En sien, jou emosies, jou omstandighede skuif nie God se liefde nie. Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak hoe jy voel nie. God bly lief vir jou. En dan God gaan nêrens heen nie. God se liefde gaan nêrens heen nie. Die dood kan jou nie skei van God se liefde nie. Die dood kan jou nie wegvat van God se liefde nie. En in Genesis 15, dan kom God en hy maak 'n belofte met Abraham en hy sê vir Abraham, ek gaan julle God wees en julle gaan my mense wees. En hulle maak 'n belofte en hoe hulle dit daai tyd gedoen het, baie vinnig om te gaan lees Genesis 15 as hierdie glad nie vir jou sin maak nie, maar hoe hulle daai tyd 'n belofte gemaak het, is die persoon wat iets nodig het by die ander persoon, gaan dan moet hy diere middeldeur sny, dan pak hulle dit so in 'n paadjie. Dan stap die minder belangrike persoon stap deur hierdie paadjie en hy sê, as ek nie my kant van die belofte nakom nie, mag met my gebeur wat met hierdie diere gebeur. En God sê vir Abraham, doen dit, sit die pakkie diere daar en dan wag jy. En terwyl Abraham sit en wag, kom God in 'n vuur rookkolom en hy, die meerdere persoon, die groter persoon, gaan deur hierdie diere, deur hierdie geslagte diere. En wat God daar vir Abraham kom sê is, ek sal vir jou wees wie ek beloof het om vir jou te wees, al kan jy nie dit vir my wees nie. En as hierdie liefde om enige rede en op enige manier gebreek word, mag met my gebeur wat met hierdie diere gebeur het. En waar sien ons God se liefde volmaak word vir ons? Waar sien ons hoekom Jesus aarde toe gekom het? Waar sien ons dat God ons pursue en ons so liefhet? Is toe hy aan die kruis hang en geslag word soos die diere, omdat ons gebroken is, vir ons sonde. Jy sien, God het klaar 100% in hierdie verhouding ingetree. Hierdie hand begin bewe as ek preek, ek weet nie hoekom, of stres of opgewondenheid. God het klaar 100% ingetree. Jy sien, wanneer hy het klaar gesê, hier's 100% van my. Ek pursue jou 100%, hier's alles van my. Kom na my toe, soek my. Sien, wanneer 'n bruidegom op sy knie gaan en vir sy bruid vra om te trou, of wanneer hy voor die kansel staan en wag dat sy inkom, dan sê hy, hier staan ek wag vir jou. Ek het klaar ja gesê, 100% ja gesê vir jou. Ek pursue jou 100%, en ek gee vir jou die geleentheid om nee te sê.
Jy mag omdraai en loop, ek sal die skaamte daarvan vat. Maar weet, hier is ek. Dis God se liefde. Johannes 14 sê dat in Johannes 14 dan sien ons dat dan sê Jesus, hier is ek. En Jesus kom sê vir ons dat volg my. In Johannes 14 vers 16 sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy sê kom na my toe. Dit wat jy nodig het, dit waarna jy smag, dis ek. En ek het klaar voluit vir jou gegee wat ek is. Sien so baie sien ons, ek sien hierdie prentjie waar ons Jesus sien as hierdie waterbron. En ons is dors, soos ek nou dors is. Julle kan sien my mond is droog. En ons staan so baie, Jesus is hierdie waterbron. En ons staan so baie in die water. Ons voel die water, ons is so bewus van die water. Ons nooi ander mense uit en sê, kom kyk die water. Ons vertel vir hulle wat hierdie water doen en kan doen. En hoekom ons dit nodig het. Maar steeds staan ons en ons kyk en ons sê, maar ek is dors. Hoekom is ek dors? Maar sak ons af, kniel ons en drink van die water. Wat probeer ek sê? So baie van ons is bewus van die liefde van God. Maar leef ons daarin? Leef ons asof ons weet wat die gewig van God se liefde is? En Paulus het hierdie verstaan. Paulus het hierdie 100% verstaan. Maar hy het geweet, in hierdie lewe is daar steeds gebrokenheid. In hierdie lewe gaan liefde ons steeds mismoedig maak. En daarom sê hy, dood, jy is 'n wins. Want die oomblik wanneer jy oor my pad kom, dan gooi jy my binne in die volheid van die drie-eenigheid. En daai liefde is waarin jy my gooi. Dis waarin ek duik. So as jy my hier wegvat, dan vat jy my na die volheid van God se liefde uit. Jy sien, God se liefde is reeds voluit hier, maar ons is steeds in 'n gebroke wêreld. Maar eendag is God se liefde vol en daar's geen gebrokenheid nie. Ek wil graag die aanbiddingspan, dis die worshipspan, julle kan opkom. En as gevolg van ons wat steeds in hierdie wêreld leef, moet ons God pursue. Ons moet in God leef. Johannes 15 vers 4 sê, julle moet in my bly en ek in julle. En dan sê hy, soos 'n loot nie kan vrug dra as hy nie in die wingerd geanker is nie, in die wingerdstok geanker is nie, so kan julle nie vrug dra as julle nie in my geanker is nie. Jy sien, wanneer ons God se liefde ken, wanneer ons in sy liefde leef, wanneer ons hom pursue, dis wanneer ons vrug dra. Vrug dra is nie wanneer jy goeie dinge doen nie. 'n Lemoenboom wat soet vrugte dra, dis net wat daai boom is. Dis die vrug wat hy dra. Wanneer mense begin eet van daai vrug, dis wanneer daai boom mense dien. Jy sien, die vrug van die Gees is wie jy word, omdat jy Jesus ken. Omdat jy weet, hy het jou lief. En hy sê in Johannes 17 vers 26 gaan sê hy, hierdie is hoe lief God jou het. Hy sê ek het u naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle ook kan wees. God het jou so lief, soos die seun wat hy gestuur het om vir jou te sterf. En daarom is dit belangrik vir ons om in kerk te wees. Om God te kom soek tussen sy mense. Ons soek hom wanneer ons tyd spandeer in sy woord, wanneer ons bid, wanneer ons dankbaarheid betoon.
Dis waar ons God beleef, maar wat is jou hart? Is jou hart vrees of trots? Of is jou hart nederig? Is jy besig om na hom te soek? En ek wil 2 vrae vanoggend vir jou vra, voor ek afsluit is jy besig om na God se liefde te soek? Of is jy besig om God se aanvaarding te soek? Soek jy God se liefde? Of soek jy sy aanvaarding? God het jou klaar aanvaar. Hy wil hê jy moet sy liefde ken. Is jy besig om passievol sy liefde te soek? En nou is daai vraag altyd van, ja, maar onthou, jy moet dan die regte ding ook doen. Jy moet gehoorsaam wees. Yes. Waar word gehoorsaamheid gebore? Gehoorsaamheid word gebore uit die liefde van God. Want hier is die tweede vraag wat ek vir jou wil vra is, jy wat God se liefde dra, dra jy God se liefde so, dat hy iemand anders kan pursue deur jou? Kan iemand anders God se liefde beleef? Die liefde wat God vir Jesus het, die liefde wat God vir mense het, kan mense die liefde van God so in jou leef, in jou beleef? So ek wil julle stuur, mag julle hierdie Kersfees God se liefde op 'n nuwe manier ervaar. En mag die mense, die familie, die vriende, die onbekendes waarmee jy gaan in aanraking kom hierdie feestyd, mag hulle God se liefde in jou ervaar. Ek vir ons bid, en dan gaan ek oorgee aan Jaco. Vader, dankie dat U ons so lief het, so lief soos wat U seun Jesus het. Dankie dat U in ons wêreld gekom het, agter ons aangekom het, vir ons te kom wys hoe lief U ons het. En mag ons Heilige Gees daardie liefde op 'n nuwe manier verstaan. En mag dit uitvloei uit ons na ander mense. Amen.